mag U vanaand kom doen net wat U wil doen. I am your vessel, Here. Gebruik my mond, dat elke woord wat van my mond afkom, van U af sal wees, Here. I pray that in the mighty name of Jesus. Amen. Dankie my vrou. Ek het gevoel iemand Peter. Ek wil net eerste vraag vra, is hier iemand wat van Oudtshoorn afgekom het? Nee. Is daar? Nee, want hierdie weer, ek wil net vra dat jy dit asseblief moet saamvat terug, want dit is warm. Ek dink ek het myself al 3 keer vanaand nat gesweet. Ag, maar dit is lekker om julle hier te sien vanaand en dit is lekker om hier te wees. Ek praat voor die tyd met Suzelle en ek praat met my vrou, soos wat ek hierdie voorberei. Ja, my faith was weer eens net van vooraf gestir. My geloof ek het so 'n borrel ingekry toe ek hierdie voorberei, want julle een ding wat ek vir julle kan sê is, hierdie boek is wonderlik. Ons God is groot. En vanaand wil ek in diepte ingaan, net 'n klein bietjie, om vir julle te vertel hoe betroubaar hierdie boek is wat ons het vandag. En hoe kragtig hierdie ding is. En terwyl ons hierdie reeks besig is met die naam van Ever Wonder Why, is ek klaar in daai van, okay, ons vra, so, wat is 'n baie belangrike vraag om te kan vra? Vir ons as gelowiges is daar 'n vraag wat ons elkeen moet kan antwoord, wat verskriklik belangrik is. En die oomblik toe ek dit sê, het julle al begin dink, soos, okay, is dit oor, hoe gaan ons hemel toe? Is dit oor Jesus? Is dit oor Heilige Gees? Is dit oor God? En dit is nie verkeerd nie. Maar die belangrikste vraag wat ons kan moet antwoord, is waarom glo ons wat hier staan? Hoekom glo ons hierdie woord? Want die ding is, as ek vir jou vra, hoekom glo jy in Jesus? En ek bly aanvra, hoekom? Die fondasie waar jy gaan eindig, is wat die woord sê dit. As jy X glo, en X kan Jesus wees, dit kan hemel wees, dit kan Heilige Gees wees, dit kan enige leerstelling wees in hierdie woord van God, en jy antwoord dit vir iemand, daai X, die direkte vraag wat op dit gaan antwoord is, hoekom glo jy dit oor X? Waar kry jy dit? Hoe weet jy dis waar? Waar kom dit vandaan? En ons as Christene se antwoord moet kom van die woord van God af. Want hier is die waarheid. Ons moet weet wat hier staan, ons moet weet die vervullings, die profetiese vervullings wat plaasgevind het, ons moet weet die argeologiese ontdekkings wat hierdie boek, wat ons vandag hier het, 'n realiteit gemaak het. En jy klink dalk soos, maar ek wil nie weet hoe hulle goed opgedig het nie. Jy hoef nie al die goed te weet nie, maar jy moet weet waar kom dit vandaan. Want as iemand langs die straat vir jou kom sê, hoekom glo jy in die woord, wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy wees van, dit is die waarheid? En dan weer eens, okay, maar hoe weet jy dis die waarheid? Wat gaan jou bewys wees? En dis waar ek wil kom vanaand. Want die Petrus sê dit so vir mooi vir ons in 1 Petrus 3 vers 15. Hy sê ons moet altyd gereed wees om die hoop te deel wat binne in ons is. Nou as ons nie die waarheid en die hoop het binne in ons nie, hoe kan ons dit deel? Hoe kan ons weet dat ons die Bybel kan vertrou? In hierdie week is ek besig om voor te berei. En ek het al baie studies gedoen voorheen oor al hierdie goeters en deur alles gegaan en daar is so baie evidence dat hierdie die woord van God is. En dit is ongelooflike evidence. En om alles vir julle vanaand te kom gee, sou ons 10:10 gesit het tot miskien môre 1:00 toe of môre 1:00 middag toe. En ek het vanaand besluit ek wil op 3 goed fokus. Maar voor ek daar uitkom, moet ons altyd die vraag vra, omdat ons praat van die woord van God, moet ons die vraag vra, wat sê die Bybel van die Bybel? Het julle al daai ding gehoor van let the Bible explain the Bible? Vanaand gaan jy agterkom hoe waar daai stelling is en hoe wonderbaarlik eintlik daai stelling is. So kom ons gaan gou na 2 Timothy 3 vers 16. Ek lees in Engels Bybel, so ekskuus vir dit. So Paulus sê so, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. All scripture is breathed out by God. Wanneer jy dit hoor, moet jy besef dat die skrywers van die woord wat ek nou begin uitkom, was nie net geïnspireer soos 'n digter wat 'n kunswerk nou gaan doen nie. Nee, hulle was onder die leiding van Heilige Gees. Elke woord, elke idee, elke storie, alles wat hulle geskryf het, was onder
die leiding van God se gees. Dis soos 'n skip op die see wat gelei word deur die wind met die seile. God breathed en hulle gelei, soos wat hulle hierdie ding geskryf het vir ons. En wanneer ons praat oor betroubaarheid van die Bybel, moet ons praat oor oortuigings. Want ek sien baie oortuigings vandag, en daar is baie oortuigings vandag. Jou onderwyser kan jou oortuig vir iets, om iets te glo. 'n Professor by 'n universiteit kan jou oortuig om iets te glo. 'n Prediker op 'n boodskap op YouTube, of waar ook al jy dit luister, kan jou oortuig om iets te glo. Maar omdat 'n sekere groep mense iets glo, beteken nie dis waar nie. Jy kan 100% in jouself glo, jy is reg, maar jy kan ook 100% verkeerd wees. 'n Voorbeeld van hierdie is die Mormons. Hulle glo 100%, hulle is reg. Maar ons weet volgens die woord van God, hulle is 100% verkeerd. Weereens, volgens wat? Die woord van God. Dis die fondasie. So ons gaan na 3 goed kyk vanaand. Die vraag wat ons vanaand gaan beantwoord is, watter bewys het ons dat hierdie boek betroubaar is? Watter bewys het ons dat die boek wat ons vandag het, dieselfde is wat oorspronklik geskryf is? En dis 'n belangrike vraag wat ons moet vra. En ek wil dit doen in 3 maniere. En ek het hierdie 3 maniere gekies want dit het my mind geblou. So die eerste ding wat ons gaan kyk na is ontdekking, tweede een is eenheid, en derde een is profesie. So wanneer ons kom by die nommer 1 ontdekking, moet ons verstaan dat ons lewe in 'n tyd waar daar historiese events was. En as gevolg van daai historiese events was daar historiese mense, en hierdie historiese mense het dokumente geskryf. So wanneer ek praat van historiese dokument, wat 'n Bybel is 'n historiese dokument, moet ons 2 goed bymekaar sit. Die nommer 1, die original, word genoem 'n autograph. Dit is die original geskryf deur die outeur. Dan kry jy 'n manuscript. Dit is 'n kopie, handgeskrewe kopie van die original. Almal met my? Het julle daai, want dit is baie belangrik. So wanneer ons kyk na historiese dokumente, ons gaan na universiteite toe, ons gaan na skole toe, ons gaan na party werke toe, dan sien ons dat daar historiese dokumente is wat geteach word, wat geaanvaar word as betroubaar. Maar dan as jy 'n bietjie ondersoek doen in dit, dan kom jy agter maar die manuscripts en dit wat hulle het as evidence is nie baie groot nie. Net 'n voorbeeld van dit. Ek weet dit gaan 'n bietjie historiese les wees, maar stick with me. So Julius Caesar, wie het al gehoor van hom? So Julius Caesar het 'n verslag geskryf en hulle noem dit Gallic Wars. In Gallic Wars word letterlik oor die hele wêreld, selfs in Suid-Afrika by universiteite geteach. En in hierdie verslag is Julius Caesar besig om te skryf hoe hy die Romeine army gelei het na victory toe, veldverslae, strategieë, al daai goed is in hierdie ding. Maar wanneer jy gaan kyk na Gallic Wars, kom jy iets agter. Sien jy, daar's tussen 10 tot 12 manuskripte. Nou weer eens, onthou, hierdie word geteach in universiteite vir duisende en duisende en duisende studente. Dan kyk jy, wanneer is dit geskryf? Wat is die tydperk van toe die original document geskryf is en die eerste oudste manuskrip, die eerste handgeskrewe kopie wat ons het? En daai tydgap is 900 jaar. Okay, hou net daai gou in gedagte. Nou gaan kyk ons na die Nuwe Testament. En hier's waar dit interessant raak. Die Nuwe Testament, as jy gaan kyk na die totale manuskripte, is daar 5800 Griekse manuskripte, net Grieks. As jy kyk na al die ander translasies, is al 24,000 manuskripte, net vir die Nuwe Testament. Julle, dis ongelooflik baie. En as jy gaan kyk na ongeveer die gap van die original dokument, geskryf deur Johannes, Paulus, na die eerste oudste manuskrip wat ons het, is dit omtrent 100 jaar. Van 900 jaar na 100 jaar. En dan kry jy mense wat twyfel in die woord van God. 100 jaar. 'n Voorbeeld van hierdie is Johannes se evangelie, een van my gunsteling evangelie. Die oudste manuskrip wat ons het vandag, word genoem P52. Nou dit kry jy in John Rayland se biblioteek, dit is ergens in die UK. Jy kan dit gaan sien, dit is nog op die ou papier geskryf. En die geleerdes het hierdie ding gedateer enigiets tussen 100 en 150 AD. Nou, kom ons sê gemiddeld 125 AD is hierdie ding geskryf. Nou as jy gaan kyk na Johannes se lewe, is Johannes omtrent 90 AD dood. So net 'n paar dekades nadat hy die evangelie geskryf het, nadat hy dood is, nadat hy nog gelewe het en dood gegaan het, 30 jaar daarna is daar die eerste manuskrip gedoen.
time gap van 30, 40 jaar. Julle, dis klein. Hoekom praat ek oor hierdie? Ons moet praat oor die gap, want hoekom praat ek oor die gap? Want die vraag wat soveel wetenskaplikes vra, is daar genoeg tyd in hierdie tyd vir legendes om in te kom, vir verdraaiing om in te kom, vir manipulation van die historiese waarheid om te gebeur. As jy kyk na 900 jaar, is dit nogals pretty much. Maar as jy kyk na 100 jaar, 30 jaar, is daar nie genoeg tyd vir legendes nie. 'n Baie goeie voorbeeld van hierdie, wie het al gehoor van King Arthur? Baie bekende storie. Weet julle dat King Arthur volgens historians dink hulle hy was regtig 'n persoon gewees? Nie met die sword en die dragons en die wizards nie, maar hy was 'n ou gewees, 'n soldaat gewees in Britse militêr. Hy was 'n leier gewees wat soveel victory vir hulle gebring het met die manier hoe hy gefight het. Daar's 'n boek oor hom geskryf. Hele 400 jaar later het hulle meer oor hom geskryf oor al die victories wat hy gehad het. Nog 'n verder 500 jaar is daar 'n boek geskryf, King Arthur, oor dieselfde persoon, waar die legendes ingekom het van die Excalibur, Merlin die Wizard, dragons, die Round Table, toe hulle die hele ding verdraai. 900 na, kom ons sê amper 1000 jaar, het 'n hele storie wat waar was in die begin, heeltemal verdraai in 'n legende in. Want daar was nie evidence van manuskripte nie. Daar was nie evidence gewees van 'n kort tydperk van die original na die eerste manuskrip wat geskryf is nie. Wanneer ons praat van ontdekking, en ek weet nie almal hou van om oor hierdie goed te hoor nie, maar dit is so belangrik om hierdie goed te hoor. Want een van die grootste ontdekkings wat ons as Christene ken, is die ontdekking van die Dead Sea Scrolls. Wie het al gehoor van dit? 'n Paar van julle. Dit is in 1947 ontdek. Die plek se naam is Qumran. Dit is so 20 km oos van Jerusalem af. Ek dink ons foto's. Nog eenetjie aan, baie lelike foto, maar naby die Dooie See was daar grotte gewees. Dis hoe dit gelyk het. So, voor ek nou kom wat hulle ontdek het, is die storie, want ek love die storie. Hierdie goed gebeur nie net toevallig nie. So, die ou wat hierdie ontdek het, was 'n herder met skape. Hy het in die wildernis rondgeloop met sy skape, seker soos hy elke dag doen, en iewes skielik gaan daar 'n skapie in een van die grotte in. En die herder vat 'n klip en hy gooi dit in die grot in en hy hoor iets breek in die grot. En soos wat enige ander horror movie begin, gaan hy in die donker grot in, agter die skaap in. Gelukkig gebeur daar niets nie. Gelukkig vir ons het hy ingegaan, want toe ontdek hy in daai grot klomp kleipotte met scrolls in. En toe hy nou daar gaan kyk, het hy geen idee wat hy actually ontdek het nie, maar hy weet is waardevol, want is verskriklik oud. En hy begin hierdie goed afskeer, en hy gaan na die dorp toe en hy wys vir die mense, en die mense vra van, waar kry jy hierdie, is daar nog? En hy hardloop hy terug na die grot toe, en hy skeer nog 'n stuk af. En ek dink is hier waar die storie, met hierdie historiese mense en geleerdes net soos, jy het wat gedoen? Jy het nog 'n stuk afgeskeer? Gelukkig kom die mense ook agter en sê, moenie afskeer nie, hierdie is baie belangrik. Paar dae daarna kom die navolgers, die ondersoekers, en hulle deursoek hierdie grot, en hulle vind grotte in Qumran, baie van hulle, met baie van hierdie kleipotte in. En die totale manuskripte wat vandag ontstaan is tussen 900 en 1000 manuskripte van die Ou Testament, van byna elke boek wat ons vandag het in ons Ou Testament. Hulle het 'n boek van Jesaja gekry, daar wat vir my so mooi is, waar hulle dit compare met die Ou Testamentiese Jesaja wat ons het, want onthou, dit is in 1947 geontdek. So ons Bybel was klaar gecanonise. So hulle vat toe die Jesaja scroll en hulle vat die boek van Jesaja in die Bybel en hulle compare die twee en hulle kom net agter daar's omtrent so plus minus 20 letters verskil van die original, van die manuskrip met wat ons het vandag. 17 letters. Nie 17 sinne nie, of 20 sinne nie 20 paragrawe nie, 20 letters. A, B, C, D, E, F, G. Dit is so klein. Dit het nie eers die teks verander, of die betekenis van die teks verander nie, want so klein was dit. Nou, wat hierdie ontdekking so huge gemaak het, is die manuskripte wat ons gehad het van die Ou Testament, was tussen 900 en 1000 AD. Hierdie het hulle dateer 250 BC tot 40 AD, meer as 1000 jaar ouer as wat ons gehad het. En toe hulle dit compare het met die Bybel wat ons het vandag, was daar
ek dink die percentage was tussen 98% accuracy. So in ander woorde 2% discrepancy, en dit was net spelvariasies, woordordes wat bietjie verander het, wat glad nie enigstens die teks verander het nie. Nou wat beteken hierdie? Dit beteken dat hierdie boek wat ons hier het vandag, dat ons groot vertroue kan hê, dat dit is die woord van God, dat dit is die oorspronklike woord wat geskryf was, wat ons vandag hier het. Julle, die evidence is te veel om andersins te suggest. Die tweede ding, julle lyk nog nie convinced nie, so ek het gesê ek het meer as een, is eenheid. Hier raak dit vir my interessant. Eenheid is iets wat my mind geblou het. Want wanneer ons praat van die Bybel, is dit nie net deur een persoon geskryf in 'n kort tydperk. Een boek nie. Is 66 boeke, geskryf deur 40 skrywers oor 'n tydperk van 1500 jaar. 3 verskillende kontinente, 3 verskillende tale, waar elkeen van hierdie skrywers 'n ander agtergrond gehad het, in 'n ander kultuur gelewe het, in 'n ander tyd gelewe het, en nog steeds saamgesit is dit een aangehefte, vasgehefte storie van God. Julle, dit is crazy. Wanneer jy die Bybel lees in die begin, kom jy agter dat dit in die begin, soos wat jy lees na die middel toe, hou iets wat jy gelees het in die begin verband met iets in die middel. En soos wat jy na die einde toe lees, dan lees jy weer, maar ek het hierdie ding hier ergens gelees, en dit het verband gehou met dit wat ek nou net gelees het. En weer andersom lees jy iets verder in die Bybel, en dan bring dit meer lig op iets wat jy in die begin gelees het. Ons noem dit cross-referencing, verbindings. En hier word vir my so mooi raak. Wanneer jy kyk na hierdie grafiek, kom jy agter dat hierdie ding nie kon geskryf wees deur mens nie, maar daar is 'n goddelike outeur agter hierdie boek. Want kom ek verduidelik gou, wie het al hierdie prentjie gesien? Hierdie is vir my insane. Ek kyk elke keer na hierdie ding, dan dink ek net, God is amazing. As jy daaronder kyk, al daai blokkies is al die hoofstukke in die Bybel. Daar's 1189 hoofstukke in hierdie Bybel. Daar is 63.000, meer as 63.000 cross-referencing. So cross-referencing is wanneer jy een stukkie in die Bybel lees, en jy kry daai selfde tema of selfde teaching ergens anders in die Bybel. Baie vinnig. Genesis 1 vers 1. In the beginning was the word. In the beginning God created heaven and earth. John 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Cross-reference. Dit gee meer lig. Daai wys vir ons, wie was ook betrokke met die skepping? Wie was die woord? Die lewendige woord? Jesus. Jesus was betrokke by die skepping. Sien jy wat cross-referencing doen? Nou, ek raak crazy as ek hierdie goed, ek sê soos dat, ek vra. As ek soos, okay, maar ek verstaan dit nog nie heeltemal nie, ek wil meer verstaan. Toe gaan ek nou en ek gaan kyk hoeveel verse is in die hele woord van God. Daar's 31.102 verse. Okay? 31.102 verse. Nou deel jy dit deur 63 of andersom. En jy kry dat een vers ten minste 2 cross-referencing het, as jy dit so na kyk. Dink gou aan. Elke vers, ja, dis hoe ek gelyk het. Elke vers het ten minste 2 cross-references in die woord van God. Julle, dis crazy. Weereens, dit is geskryf deur 40 verskillende skrywers oor 'n tydperk van 1500 jaar. 3 kontinente, 3 tale, maar vertel nog steeds dieselfde storie. Dis dieselfde ding as jy vat 40 musikante en jy sê vir hulle, skryf julle elkeen vir my 'n liedjie. 'n Volle liedjie. Oor 'n tydperk van 1500 jaar. En ons weet hoe musiek vandag is. En party van ons weet hoe musiek 20 jaar terug is en 30 jaar terug is en 100 jaar terug is. Nou vat jy al daai songs, jy sit dit bymekaar en dit maak een harmoniese simfonie. Wat is die kans dat dit gebeur? Dis die woord van God. Dit pas net. Dit is amazing. Elke keer as ek daarna dink, dit blow my mind. Wetenskaplik is dit letterlik saamgekom en gedink soos, okay, wat het ons nodig om so ietsie te probeer doen vandag in hierdie tyd? En met die tegnologie wat hulle vandag het, is dit nog steeds een enorme projek wat hulle moet aan mekaar sit. Hulle het vasgestel dat hulle omtrent so tussen 50 na 100 skrywers en kenners van die woord gaan nodig hê. Hulle het agtergekom dat hulle databases gaan nodig hê om al hierdie cross-referencing in te stoor, rekenaarprogramme gaan nodig hê om seker te maak dit werk met mekaar, dit connect en dit pas in mekaar.
Redakteurs gaan nodig hê om hierdie ding te coördinate. En dan jare gaan nodig hê om hierdie ding saam te sit, sodat hulle seker maak dit werk. Selfs in vandag se tyd is dit amper fisies onmoontlik. Maar daai tyd was daar nie tegnologie nie. Daai tyd was daar Heilige Gees. Daai tyd was daar die inspirasie, God breathed. En elke skrywer geleer en gelei om die woord van God wat ons vandag kan lees, te skryf. It's amazing. Julle lyk nog steeds nie convinced nie. Is fine. Ek het 'n derde een. Praat oor profesie. Nou raak dit nog meer. So wanneer ons praat oor profesie, eenvoudig gestel, 'n profesie is wanneer iemand iets voorspel wat in die toekoms gebeur wat nog nie gebeur het nie. Profesie. Ons weet daar is honderde profesieë in die Bybel. Ons weet meeste van hierdie profesieë is vervul en gewys na Jesus. Voorbeeld, Mika 5 vers 2. But you, O Bethlehem, Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, for from you shall come forth for me one who is to be the ruler in Israel. 700 jaar voor Jesus gebore is daar geprofeseer dat hy in Bethlehem gebore gaan word. Waar is Jesus gebore? In Bethlehem. As jy in die Ou Testament kyk, sien jy dit voorspel en dit prophesy dat hy uit 'n virgin gebore gaan word. Kan jy dink daai mense het hierdie gelees en gedink soos, paar duisend jaar later, hier kom Jesus gebore uit 'n virgin. Ou Testament voorspel, prophesy dat Jesus vir 30 stukke silwer, dis 'n baie presiese nommer, vir 30 stukke silwer verraai gaan word deur 'n vriend. Judas verraai Jesus vir 30 stukke silwer. He was a friend. Hy was 'n apostel. Dit het voorspel dat Jesus in Jerusalem met 'n donkie gaan inry. 'n week voor hy gekruisig is, kom hy met 'n donkie in Jerusalem ingery. Psalm 22. Julle Psalm 22 skryf met detail oor kruisiging. Voor kruisiging nog enigstens 'n strafmetode was. Kruisiging was nie gebruik in daai tyd toe hierdie geskryf was nie. Dit sê, Psalm 22 vers 16, they pierced my hands and my feet, they divide my garments among them and cast lots for my clothing. 1000 jaar voor Jesus. Dr. Peter Stoner, terrible naam, arme ou, baie rowwe tyd op skool gehad, 100%. Hy het 'n boek geskryf, Science Speaks, julle kan dit gaan lees, dit is available. En hy het gegaan en hy het gekyk, wat is die waarskynlikheid dat net een ou 'n paar van hierdie profesieë sou vervul. En hy het uitgekom by hierdie getal. Hy het gesê dit is 1 uit 10 tot die 17de mag. So dis 'n 1 met 17 nulle. So die van julle wat baie goed is met wiskunde sal verstaan, maar ek het geen idee wat dit beteken nie. Maar gelukkig gaan hy verder. En hy explain en hy kom vertel soos kom ons sê ons vat die hele staat van Texas. En ons bedek daai hele staat van Texas 2 voet diep met silver dollars en ek soos weer soos ek verstaan nie. Ek weet nie hoe groot is Texas nie. Hoe groot is 'n silver dollar? Hoe diep is 2 voet diep? Ek praat nie in daai taal nie. Ek praat in meter en sentimeter. So ek het vir julle vanaand die South African version. Okay? So as ons daai Suid-Afrika hier opsit, die size van Texas is wanneer jy die Northern Cape, die Western Cape en die Eastern Cape saam sit. Is dit die size van Texas? So as jy verdwaal in Western Cape, vat 2 GPS'e saam Texas toe as jy gaan. Want jy gaan 10 verdwaal. So daar's die size. Okay, nou vat jy hierdie hele area. En nou gaan bedek jy daai hele area met R5 muntstukke. En jy bedek nie net die hele area een keer nie, jy bedek dit kniediepte met R5 muntstukke. Dan vat jy een R5 muntstuk. Jy vat 'n rooi koutjie, jy merk hom, jy gooi hom in die middel, jy skommel dit, jy vat een ou, sit dit in die middel, blinde kom en sê vir hom jy tel 1 muntstuk op. Die likeliness wat daai een muntstuk optel met die rooi koutjie is dieselfde kans wat een ou net 8 van hierdie profeseë vervul. Net 8. Laat dit gou insink. Julle, Jesus het nie net 8 vervul nie. Hy het oor die 300 profeseë vervul. Dr. Peter Stoner kon nie eens daar uitkom nie, want dit is net te groot. Die likeliness is net, dis te moeilik om te explain. Because he was 100% man and 100% God. Hierdie Messias, hierdie Jesus wat gekom het om vir elkeen van ons te sterwe, was die regte Jesus.
En dank aan hom weet ons that he is the way, the truth and the life. And the living word. Julle dit blow my mind elke keer as ek dit maak my net so excited, ek wil sommer skree af van die pad en net so sing. So kom ek verduidelik wat dit beteken. Ek het 'n sermon geluister van John Bevere julle rukkie terug en hy het hierdie so 'n stukkie verduidelik. En is so mooi om dit te connect met die woord van God en hy praat van imagine yourself in 'n veld 10 km by 10 km. En in hierdie veld is daar duisende en duisende en duisende landmyne. Jy weet daai landmyne wat onder die ding is, op hom trap, kaboom, daai tipe ding. En imagine iemand kom en gee 'n kaart vir jou, om vir jou te wys waar elkeen van hierdie landmyne is. Wat gaan jy doen met daai kaart? Gaan jy probeer daardeur stap sonder om na daai kaart te kyk? Of gaan jy daarin bestudeer elke liewe tree? Of gaan jy soos, ek weet nie, ek is bietjie moeg. Ek dink ek sal weer volgende week. Ek gaan gou net so 'n bietjie kafee toe, 'n bietjie movie kyk. Ek sal volgende maand weer kyk na die kaart. Nee, kaboom, weg, daar gaan jy. Nee, jy sal daai kaart vat en jy sal dit bestudeer en jy sal seker maak elke tree wat jy vat, is dit die regte tree? Nee, dis 100%. The word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Ek sê nie jy moet so stap met die woord van God nie. Maar daar's landmyne hier gesit van die vyand. En die vyand het een doel, he wants to kill, steal and destroy. En hy wil jou familie, hy wil jou huwelik, hy wil jou roeping, hy wil jou werk vernietig. Maar die woord van God gee ons die waarheid om nie te val vir sy landmyne nie. Om nie te luister vir sy stem nie, but to listen to the word of God. Because you will know the truth and the truth will set you free every single time. So wat nou? Jy het baie gepraat. Daar's datums gegee, ek's te mekaar. Wat probeer jy sê? Nou dat ons weet dat hierdie boek betroubaar is, hierdie woord van God is betroubaar, hoe benader ons dit nou? Hoe benader ons hierdie boek wanneer ons dit begin lees? Ek wil net deur 5 vinnige goed gaan. Ons begin glo sonder twyfel dat hierdie die woord van God is. Dis nie net 'n historiese 'n boek nie. Dis nie net 'n dokument wat aan mekaar gesit is deur 40 verskillende skrywers nie. Hierdie is die lewendige woord. Hierdie is lewendig en is kragtig. En dit het autoriteit. Julle, hierdie is die enigste boek, when you open it, en jy begin dit lees, is dit die enigste boek waar die outeur van hierdie boek elke keer opdaag. Want hy is met ons. Geen ander boek in hierdie wêreld kan dit doen nie. Die tweede ding is, jy benader dit met nederigheid. Ek love hierdie, want nederigheid bepaal ons kapasiteit om te begin ontvang van die woord van God. Want as jy dit approach met Bybelstudie, wetend om te dink, jy weet alles, wat dink jy gaan jy ontvang van die woord van God af? Maar as jy kom met nederigheid, as jy kom met honger, as jy kom met, Here, ek kan nie, wys my meer van U, gaan dit jou kapasiteit bepaal van receive, want jy gaan sensitief wees vir Heilige Gees, wanneer hy goed aan jou wil openbaar. Die ander een is benader die woord met verwagting. Hierdie is so groot. Wanneer laas het julle hierdie boek oopgemaak met soveel verwagting, dat vandag gaan God met jou praat. Dat vandag gaan hy jou korrigeer, dat vandag gaan hy jou aanmoedig, dat vandag gaan hy jou bemoedig, dat vandag gaan hy jou help. God praat deur sy woord. Verwag jy dit wanneer jy gaan lees? Of lees jy dit net? Omdat dit 'n afdiek is. Om dit te benader met verwagting, sê jy dat jy weet dat God nog steeds vandag praat deur sy woord. En dat hy sy woord kan gebruik om jou te transformeer. Die vierde ding is benader die woord met die bereidheid om te gehoorsaam. Die woord van God is nie net vir ons gegee vir meer kennis nie. Ja, natuurlik is daar meer kennis. But that's not the only purpose. Dit is vir ons gegee vir verhouding en transformasie. Dit is vir ons gegee sodat ons dit gehoorsaam. James, in James 1 vers 21 sê volgende. Hy sê, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
do what it says. Het julle al gewonder hoekom? Hoekom moet ons doen wat dit sê? Want dis die praktiese toepassing van die woord in ons lewens. Dis hoe jy begin lewe in die vryheid wat hierdie boek en Heilige Gees vir ons bring. Die doel van die Bybel is nie net meer kennis nie, dis verhouding en transformasie. Die Bybel wys ons wie God is, leer vir ons wie ons in God is en dit lei ons nader na hom toe, na sy liefde toe, waar ons hom aanskou en hom behold en daar transformeer hy ons om meer gelyk te lyk soos Jesus, sodat ons in hierdie wêreld die lig en die sout kan wees vir die wêreld en mense kan kry om hom te sien. Look, the lamb that has been slain. Maar jy kan nie 'n witness wees vir die Here if you don't do what the word says. As daar nie praktiese toepassing is in jou lewe nie. Julle rukkie terug het ek gepraat, dis wysheid. Wysheid is wanneer jy kennis en insig vat en jy pas dit toe. That's wisdom. Die 5de ding is benader die woord deur die leiding van Heilige Gees. Ons kan nie hierdie woord verstaan sonder hom nie. He is the one that brings light to the word. Hy is die een wat die geskrewe woord vat en dit verander in transformerende openbaring binne ons. John sê so, Jesus in John sê 14 vers 26, hy sê, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything that I have said to you. Paulus kom skryf in 1 Korintiërs 2 vers 11, for who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. En hier kom die wonderlike nuus. What we have received, ons as gelowiges, wat Jesus aanvaar het as verlosser en redder, is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Julle, die Heilige Gees is die een wat die lig bring. Die Heilige Gees is die een wat hierdie openbaar. Die Heilige Gees is die een wat, wanneer ons die geskrewe woord lees, ons lei na die lewendige woord toe. Om Jesus te encounter, om hom te ontmoet, om hom te sien. Die woord van God is lewendig. Die woord van God kan vertrou word. Die woord van God verander ons. Nie net ons harte nie, ons hele lewe. Hebreërs 4 vers 12, for the word of God is powerful and sharper than any two-edged sword. It's a living word. Ek wil eindig met hierdie statement van R.C. Sproul. Hy sê die volgende, hy sê, when the Bible speaks, God speaks. The authority of Scripture is the authority of God himself, because the Bible is his word. To submit to Scripture is to submit to God. Dis tyd dat ons hierdie woord van God begin op die plek sit waar dit moet wees in ons lewens. As authoritative en as die waarheid. As jy meer van hom wil leer, as jy wil vrykom, Romans 12 vers 2. Be transformed by the renewing of the mind. Hoe renew jy jou mind? Ek gaan 'n liedjie speel en dan sal ek hom afsluit. Hierdie liedjie is genoemd Marvelous. En ek wil net hê dat julle net moet luister, net in hierdie oomblik moet sit. Dit alles wat ek gesê het, gaan tyd vat om te proses, maar terwyl jy luister na hierdie song, wil ek hê dat ons in 'n oomblik in gaan van danksegging. Wanneer laas het jy God gedank vir hierdie woord? Wanneer laas het jy hom gedank dat hy seker gemaak het dat ons dit kry vandag? Julle, ek weet nie eers waar ons sou gewees het as hierdie nie hier was nie. Het julle raai, is julle reg met die song?
kan ons die ligte afsit en net vir 'n oomblik luister net na hierdie sang en dan sluit ons so af. Wonderful Counselor, Jesus, Almighty God, the Prince of Peace, the King of Kings. Jesus, you're marvelous, wonderful Counselor, Jesus, Almighty God, the Prince of Peace, the King of Kings. There is no one like you, God. There is no one like you, no one. There is no one like you, God. There is no one like you, no one. You're marvelous, wonderful Counselor, Jesus, Almighty God, the Prince of Peace, the King of Kings. Jesus, you're marvelous, wonderful Counselor, Jesus, Almighty God, the Prince of Peace, the King of Kings. There is no one like you, God. There is no one like you, no one. There is no one like you, God. There is no one like you, no Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Hallelujah, hallelujah. Judah has overcome. Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Hallelujah.
There is no one like you. Here ek sê so dankie dat, net dankie. Dankie vir wie jy is, dankie vir wat jy doen, dankie vir alles wat jy vir ons gee, Here. Jesus, dankie dat you made a way back to the Father. Here, en dat ons hier net kan aanskou, wat 'n voorreg dit is om u net te kan aanskou en u meer te leer ken. Here, ek vra dat u 'n honger sal begin kweek in elkeen wat hier sit. Dat hulle u woord sal begin studeer en bestudeer en u begin soek in daai woorde. Elke liewe dag. Dat hulle na u toe sal kom, Here. Dat hulle tyd met u sal spandeer. That they will run to you every single day. Want ek weet u wag vir hulle. Every single one. Wag jy met oop arms om al hierdie te deel. Revelation upon revelation wat u wil kom share met elkeen van ons. Mag ons tyd maak vir dit, Here. Mag ons die woord begin plaas vir die belangrikheid wat dit het in ons lewens. So Here, kweek daai honger. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil vir oom Theo vra. Hy het so 'n mooi testimony geshare Saterdag, as dit op braai gehad, oor hoe die woord van God met hom gepraat het. En hoe duidelik dit gepraat het. Nou, allemaal, ja, ek sal dit kort hou, weer dis warm. Julle, ja. Meeste van julle weet nou al my storie, hoe ek R1 miljoen oortrokke gewees het, en hoe die Here my gehelp het om in 2 jaar uit dit te kom, supernatural. Ek is 'n ou wat baie glo in die supernatural, in my eie lewe. En ja, hier is nou weer iets besig om te gebeur. Ek is in die landbou en verskaf, ek is 'n konsultant en ek verskaf produk aan boere. En so gebeur dit dat daar skade op 'n ou se plaas kom. 3 miljoen plantjies wat brand, soos in wegbrand, R8 miljoen se skade. En ek is die ou wat in die line of fire staan met hierdie ys. So ons het nou Vrydag 'n vergadering gehad, almal by mekaar, en die maatskappy wat my voorsien het van produk, het toe net hulle skouers opgetrek en gesê, jammer, hulle gaan nie pa staan daarvoor nie. En hulle begin toe my beskuldig van allerhande, ja. En laas Saterdagoggend word ek wakker, en ek vang my dat ek besig is om te broei oor hierdie situasie. En ek is 'n ou wat probeer baie sensitief wees oor wat ek dink. Ons het nie genoeg beheer oor ons gedagtewêreld nie. As jy daai ding nie beheer nie, hardloop hy met jou weg. So nou lê ek en sê ek, Here, ek kies daarteen en ek sien toe nee, hierdie fight gaan ek nie wen as ek lê nie, en ek gaan staan op en ek gaan sit in my stilte tyd plek waar ek altyd stilte tyd hou. Ek sê, Here, ek het getuig hoe jy supernatural my uit R1 miljoen uitgehaal het in 'n kort tydjie. So ek gaan u weer vertrou hoe u my uit hierdie situasie gaan kry. Ek het altyd die gewoonte om te sê, Here, ek sien uit wat u vir my gaan doen. En so kry ek vrede en ek staan daar op, nou het ek 7:30 die Saterdagoggend 'n meeting met die verskaffers. En ek gaan sit by my lesenaar, dis nou 20:30 later, gaan sit ek by my lesenaar. En ek kry net hierdie gedagte, ek gaan deur die WhatsApps en ek gaan deur my WhatsApps en hier kry ek 'n WhatsApp waar die verskaffer vir my opdrag gegee het, dis die produk wat jy moet gebruik. Ja, dis so 'n relief wat oor my kom, maar hulle het gesê ek moet dit doen, so hulle kan nie skouers optrek nie. Maar ja, so deur die week, maar baie gebid en baie mense het vir my gebid, van in die gemeente, die manne veral, en ek het Vrydag vergadering gehad, waar ons almal nou om die tafel sit, en die groot maatskappy trek net hulle skouers op,
En eventually na die vergadering gaan ek vat die manne buite toe en ek kom terug in die vergadering waar die boer is met al sy tegniese mense, is groot boer, die ouens speel nie. En toe ek instap, toe sê hy vir my, "Tjoe, ek is nou baie jammer dat jy nou in die eerste line of fire is, maar dis maar so, ek koop by jou die produk aan, so jy moet maar weet, dit moet alles deur jou besigheid gaan." Ek sê vir hom, "Ja wel, my bakkie is 150.000 werd, maar hy is so oor die 2 miljoen, so as jy dit moet jy dit maar vat." En hy sê vir my, "Nee, Tjoe, dis definitief nie wat ons beplan om te doen nie." Hy het dit skaars gesê, toe sê hy, "Maar ek het 'n besigheidsgeleentheid vir jou." Nou moet jy weet, as 'n valbuil oor my kop van 8 miljoen rand eis. Hy sê, "Nee, ek het 'n besigheidsgeleentheid vir jou. Ek wil hê jy moet vir ons produk ontwikkel, sodat hierdie geval, dat dit nooit weer met ons sal gebeur nie." Nou, hulle is die grootste kweker in die suidelike halfrond, hulle moet 20 miljoen plantjies lewer oor die hele Afrika en in Suid-Afrika. En hy sê vir my dit, ek sê vir hom, "Maar hoor hierso, jy besef nie hoe duur is dit om so 'n produk te ontwikkel nie. Minimum 150.000, kan baie meer raak." Hy sê vir my, "Dit maak nie saak, ons sal dit betaal, maar jy moet dit ontwikkel." Ek dink, wow, jy weet, wat gaan hier? So ek ry daar weg, en hier begin dit so vir my oopval. Ek sê, "Here, hier's nog 'n supernatural." Kop is op die blok, hier bied die ou vir my 'n besigheidsgeleentheid aan. En net om gou terug te gaan, my vrou sê laas Saterdag vir my, "Jong, dink jy nie, jy moet nog 'n rep aanstel in jou besigheid, sodat jy begin rustiger raak nie." Nou die hele week bid ek nou daaroor. Sê, "Here, hoe moet ek dit doen, want jy kry nie betroubare ouens in die bedryf wat ek is nie." En ja, nou sê ek, "Wow, Here, nou as ek nou 'n produk ontwikkel en daar word patentreg op gedoen, beteken dit dis pensioen vir my. Solank as vir daai produk verkoop word, is dit pensioen vir my. En hulle doen die bemarking alles." So dis exciting, maar jy weet nou sit 'n ou en Saterdagoggend in my stilte tyd, hoor nou wat en dit is wat JD gepraat het oor die getrouheid van die woord. En hier lees ek, toe Dawid vir die volk by mekaar roep en Salomo as koning gesalf het, en toe sê Dawid vir Salomo, en ek kan nou maar sê, "Tjoe, wees sterk, staan vas, begin die werk. Moenie bang wees nie, en moenie besorg wees nie, want God, die Here, my God, is by jou. Hy sal jou nie aan jouself oorlaat of jou verlaat nie, sodat jy al die werk vir die diens vir die huis kan afwandel." Sê, wow, Here, wat 'n wonderlike bemoediging. Maar in my gesprek met die Here, en vandat ek weg is Vrydag, sê ek, "Here, maar dit is redelik gevorderd, en ek spesialis in mikrobes, dis nie so maklik om die goed te ontwikkel en dit. Here, ek het baie mense nodig, tegniese ouens." Hoor wat staan net die volgende vers. "Die afdelings, priesters en leviete is gereed vir die volledige tempeldiens, en daar is vakmanne tot jou beskikking, wat bedrewe is in al die soort werk vir elke diens, terwyl die amptenare en die hele volk op jou bevele wag." Jy weet, dis die God wat ons dien. Dis die lewende God. En deel van my vraag was, ook, jy weet, dadelik vir hom gesê, Here, maar, of die ou gesê, jy weet, dis 'n duur proses. Hierdie is 'n lang proses en is duur. En ek blaai om en ek wil 1 Kronieke 29 lees. Kyk wat is die opskrif. Skenkings vir die bou van die tempel. Geld sal kom. Ek wil maar net sê, al die eer aan die Here. 'n Traumatiese situasie, vat hy en hy draai dit om in seën. Dis net die God wat daai supernatural kan doen. So al die eer aan hom. Dankie.
Dankie. Oom Theo het so mooi gesê, Saterdag, hy sê, God will make a way where there is no way. En dis die God wat ons dien, hy is die God van die onmoontlike. Here, mag julle 'n fantastiese week hê hierdie week. Mag julle die woord benader vir die woord wat dit is, vir die autoriteit wat dit is, met nederigheid, met verwagting, die bereidheid om dit te gehoorsaam en met afhanklikheid van Heilige Gees om dit te verstaan. Geniet elke oomblik en mag die Here julle bless. In Jesus name. Amen.